Goeiedag en wat 'n heerlike voorreg om vandag weer saam met jou te kan kuier hier op ons Lewe Lig dagstukkies. Dag 350 en ons tema is die magspelspiere. Lukas 24 vers 19. Hulle antwoord hom: die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. 'n Titel kan jou 'n stoel gee, maar net karakter gee jou ware gesag. Die magspelspiere. As 'n mens net so 'n bietjie rondkyk na wat besig is om in die wêreld te gebeur, dan is nie gou een ding. Baie van die konflik, stryd en spanning draai eintlik om net een woordjie: mag. Van kleins af het ons gesien hoe mag werk. Party mense kry mag omdat ander mense hulle kies vir 'n posisie, 'n president, 'n minister, 'n burgemeester. Die magte is dikwels aan die amp gekoppel. Vandag is jy in die stoel, môre sit iemand anders daar. Dan is daar mense wat mag het omdat hulle fisies sterk is. 'n Swaargewig bokser klim in die kruit en almal weet, met daai ou soek jy nie moeilikheid nie. Hy kan en ken van veg en slaan. Ander mense se mag lê in geld of invloed. Groot sakereuse entrepreneurs, mense wat met een besluit miljoene kan skuif. Hulle het oral toegang, netwerke en kry geleenthede. Maar as jy van nader begin kyk, dan sien jy dikwels 'n ander prentjie. Baie mense wat op een gebied baie magtig lyk, het eintlik voete van klei en is maar baie dun op ander gebiede. 'n Briljante professor met 'n PhD kan ongelooflik baie weet van 'n baie klein spesialistveld, maar bitter min van die duisende ander dinge wat daar is om van te weet. 'n Groot leier kan mense inspireer, maar sukkel dalk om by die huis 'n goeie verhouding met sy gesin te bou. 'n Sportman kan wêreldbekend wees, maar innerlik leeg en alleen voel. Mag wys maar net vir ons die een kant van die baie kante van die menslike munt. Dis nogal interessant hoe anders Jesus se storie van mag gelyk het. In Lukas 24 praat twee disippels oor Jesus en sê, hy was 'n profeet, magtig in daad en woord voor God en die hele volk. Het jy gehoor? Magtig in daad en woord. Jesus het nooit sy posisie misbruik nie. Hy het nooit gesê, luister hier, ek is die seun van God, doen nou wat ek sê nie. Hy kon, maar hy het nie. Hy het sy mag uitgeleef met daad en woord. Toe mense honger was, het hy brood gebreek. Toe mense siek was, het hy hulle aangeraak. Toe mense verlore was, het hy hulle opgesoek. Die wêreldse idee van mag sê, beheer mense. Jesus wys, dien mense. Die wêreld sê, wys hoe groot jy is. Jesus sê, buig af en was voete. Jesus se mag, sy superpower, was liefde wat nie opgee nie. Dink net, Jesus se grootste oomblik van oorwinning volgens God se plan het nie op 'n troon gebeur nie, maar aan 'n kruis. Liefde wat aanhou gee. Elkeen van ons het ook op 'n manier mag en invloed. In jou huis, in jou werk. Jesus wys vir ons, ware mag lê nie daarin om met vrees te heers nie, maar om in liefde te dien en ander mense op te bou. Kom ons gaan dien in liefde. Mag wat net op 'n titel rus, wankel maklik. Mag wat op karakter bou, staan vas. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om ander mense met Jesus se liefde te bedien? Wat dink jy kan ons doen om in die daad en dan die woord uit te leef wat ons glo? Hoe gaan jy vandag begin om weg te dink van wat jy wil en om met Jesus se oë na ander te kyk? Here, leer my om nie mag te soek soos die wêreld dit soek nie, maar om u liefde se krag uit te leef.
Help my om die invloed wat ek het te gebruik om mense op te bou en nie af te breek nie. Amen. Jesus se mag en krag was daarin geleë dat hy volkome onder beheer van die Heilige Gees geleef het. Kom ek en jy stel ons ook tot beskikking van God om onder die krag en mag van die Gees dit te word en te doen wat God verheerlik. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.